Dr. Monty Elof is 'n heeltydse evangelis en is beskikbaar vir spesiale dienste in gemeentes, sowel as manne en vroue kampe. Hy bedien onder andere oor die eindtye met boodskappe soos die nuwe wêreldorde, 666 merk van die dier, die ondergang van Amerika, die slag van Armageddon, die wegraping en vele meer. Hy het ook 'n spesiale bediening vir die doping met die Heilige Gees en is beskikbaar vir seminare oor gebed. Skakel hom gerus by 082 447 5656 vir besprekings. Lewende Waters bied aan u 'n bundel met 4 DVD's oor die 10 toetse vir geestelike groei. En ek vra die vraag hierso, hoekom gebeur daar soveel slegte goed met kinders van die Here? Dan probeer ek dit antwoord deur die 10 toetse, naamlik die wildernistoets, die tydtoets, die motiveringstoets, die mislukkingstoets, eiewiltoets, moedeloosheidsstoets, misverstandtoets, frustrasietoets, diensnegtoets en dan die woordtoets. U kry alles in hierdie bundel van 4 DVD's en u kan gerus die nommer skakel wat op die skerm verskyn. Lewende Waters bied aan u 'n boekie wat ek geskryf het, Bybelstudie vir geestelike groei. En hierdie boekie sal jou help met 31 Bybelstudies om al die basiese kennis wat jy nodig het om vinnig aan die gang te kom in 31 dae deur te werk. Jy kan selfs 'n jaar lank aan hom werk. Maar om vinnig aan die gang te kom, bestel gerus hierdie boekie by die nommer wat op die skerm verskyn nou. Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters en Patmos bedieninge en ek is Monty Elof. Nou ons boodskap vandag handel oor die getal 666, oftewel die merk van die dier van Openbaring 13. En ons gaan saam lees oor die geldstelsel van die Antichrist, Openbaring 13 vers 11 tot 18. Hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en het 2 horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes, en die armes, en die vrymense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Nou hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. En dis waar ons die 666 vandaan kry, naamlik die getal van die dier. En ons praat met u oor die geldstelsel van die Antichrist. Nou hier kan ons dan sien hoe dat die 666 in die besigheidswêreld gebruik word. Linksbo op die skerm is daar 'n etiket wat op hemde geplaas word, wat kom uit China. Regsbo is 'n etiket wat in skoene geplaas word, wat ingevoer word vanaf Italië. En dan in die middel links het ons Lear Siegler, die groot komputermaatskappy, met ook 666 in 'n logo. En aan die regterkant is Journal Fiction, ook met 666, en dan linksonder is JCPenney, 'n groot besigheid in Amerika, een van die groot kettingwinkels, wat hulle voorvoegsel 666 is, maar dit is waarskynlik nou maar net toevallig uit die numeriese volgorde wat hulle kode geplaas het. Maar as jy nou vir hulle sou vra, hoekom het hulle hierdie 666 in daai logos van hulle, dan is die eerste reaksie, ons het 'n 666 plan, of nee, dit is nou maar die persoon wat die logo geskets het, wat hom daar ingesit het.
Baie van hulle weet nie eers hoekom hulle dit gebruik nie, maar party van hulle het tog daai verskuilde agenda waarom hulle dit daar insit. En dan heel onder natuurlik sien u die streepieskode of die barcode, wat ons net nou meer oor gaan iets sê. Nou, 666 is orals te sien. Hulle sit dit op plakkers, hulle sit dit op sigaretanstekers, plakkers wat jy op jou hemde kan sit. Daar is selfs 'n ring met 'n 666 op. En in die middel onder kan u sien hemp op met Team Satan en Charms, alles met die 666 merk op dit. Orals waar jy gaan in oorsee kry jy van dit en jy sien selfs jong mense loop met dit en party tatoeëer dit self op hulle liggame. Hier kan ons sien die orkeste, die verskillende orkeste met die 666 wat hulle tentoonstel. Daar kan jy sien 666, Beelzebub en Black Sabbath is een van die groot orkeste wat werklik waar satanies geïnspireerd is. En selfs Demus Roussos hier links onder en Vangelis, Aphrodite's Child, 666. So die rockbands, die orkeste, gebruik dit openlik. En ons jong mense luister na hierdie goed. En daar kan jy ook nog 'n klomp sien, selfs Metallica en Led Zeppelin, die White Zombies, Rage Against the Machine en van die ander. Hulle het almal hierdie 666 binne in hulle etikette, op hulle plate, op hulle DVD's, en stadig maar seker word ons kinders gebreinspoel in die proses. En alles wat laag en gemeen is, word deur hierdie DVD's gebring, die sang wat hulle sing, die lirieke wat hulle gebruik. Baie van die liede besing Satan, andere word God mee gespot en selfs Jesus Christus, en satanisme word openlik verkondig. En baie keer is dit so dat ons as groot mense, ons kan dit nie verstaan nie, ons hoor dit nie, maar die kinders, die jong mense is skerp ingestel. En wanneer hierdie mense sing, dan daai lirieke wat deurkom, hoor hulle elke woord wat daar gesing word. En so word ons kinders stadig, maar seker ingebring in dit. Hulle word visueel gestimuleer, hulle word in die gehoor gestimuleer deur die Satan en die Antichrist en die 666 en Beelzebul en alles wat daarmee saamgaan. So okkulties is hulle ook besig om ons kinders voor te berei. En dit sal nie baie lank wees van nou af nie dat ons werklik waar sal sien dat hierdie goed meer en meer nog op die voorgrond sal kom. Ons kan dit nie keer nie, ons kan dit nie stop nie, dit spoel net oor die wêreld. En dan is daar natuurlik Lady Gaga, wat genoem word die bruid van Satan. En haar naam sê sommer wie sy is, jy weet, Lady Gaga, Lady Gaga. Asseblief mense, kyk na wat julle kinders kyk. Luister na wat julle kinders luister en sensor dit so 'n bietjie. Ons kinders word gebreinspoel. Dan kom ons natuurlik by die barcode of die streepieskode. En daar kan u sien dat elke streepieskode aan die linkerkant bo het 2 lyntjies aan die linkerkant, 2 lyntjies in die middel en 2 lyntjies aan die regterkant. En daardie lyntjies verteenwoordig die syfer 6. As u nou onder die onderste gedeelte kyk, sal u sien dat ons dit verleng en daar kan jy presies sien 666. Die 3 dubbele streepies in die begin, die middel en die einde van elke van hierdie barcodes of streepieskode. En dan regsbo is daar 'n barcode wat vrygestel was in Amerika 'n paar jaar gelede met die F en H op. En toe wou van die mense geweet het nou waarvoor staan die F en waarvoor staan die H. En uiteindelik het hulle uitgevind dit staan vir forehead en vir hand. So hulle is lankal besig om ons reg te kry daarvoor. En die barcode is orals nou te sien. En die barcode sê hierdie ding, hy sê the number 666 is hidden in every UPC barcode. Met ander woorde, elke streepieskode het dit reeds in. En dit help natuurlik geweldig by die winkels, want al die produkte in die winkels moet natuurlik die barcode op hê. En as jy uitgaan by die kasregister, is dit maklik met die scanner, die aftaster, scan hom net en die prys en alles word daar gesit. Hulle maak dit verskriklik maklik en ek stem saam, die streepieskode is maklik. Maar stadig maar seker word ons in 'n rigting gestuur waar ons uiteindelik sal kom by 'n plek waar ons vasgemaak word. Nou ja, hier is nou 'n nuwe ding
wat hulle vir ons sê wat gaan inkom, en dit is die RFID tag, die Radio Frequency Identity tag, en hy gaan gebruik word in 'n rolproses, en dan kan die streepieskode heeltemal vervang word en vertraging word by die betaalpunte uitgeskakel. Ek weet nie presies hoe hulle dit gaan doen nie. Ek sien nou in die winkels het hulle sulke klein stokkietjies, so 'n plat plastiek dingetjie met 'n barcode op wat hulle binne in die pakkie sit of onder in die pakkie vasplak, en dan die oomblik wat jy by die deur verbygaan, is daar 'n sensor en dan gaan daar 'n alarm af. So as jy uit die deur uitstap en 'n alarm gaan af, moet jy weet een van jou goed is nie afgemerk nie, of jy het 'n ding in jou sak gesteek. So wees nou maar versigtig. Maar ons is ook op pad soontoe. En dan natuurlik wat baie gaan help is, as wanneer hulle hierdie Radio Frequency Identity tag in die produkte sit, vasplak of op hom skryf, ons weet nie presies hoe hulle dit gaan doen nie, dan sien jy nou daar is die trolley met jou kredietnuusware wat jy mee stap, en dan wanneer jy met daardie trolley by die scanner verbystap, jy stap onder, dit is so 'n ronde ding wat daar voor jou is, en dan stoot jy hom onderdeur, en dis 'n aftaster, en die oomblik as jy daar deurstap, binne 60 sekondes, het hy alles gelees wat binne in daardie trolley is, en jy betaal sommer dadelik. Jy hoef niks uit te pak nie, niks uit te laai of oor te laai nie, jy stoot hom net onderdeur die aftaster. En terselfdertyd, die oomblik as dit gebeur, dan word die winkel se voorraad onmiddellik op datum gebring. En hy sê onmiddellik vir die hoofrekenaar, ons het 3 blikkies vis minder, ons het 10 blikkies boontjies minder, en wat jy ook al dan gekoop het. So, hulle kan dadelik sien wat uit die winkel is en wat ter voorraad hulle moet inbring. En jy sal saam met my stem, dis wonderlik, die tegnologie wat ons vandag het is absoluut wonderlik, maar ongelukkig is dit ook hierdie tegnologie wat uiteindelik teen ons gaan tel. En Satan wil die wêreld regeer. Satan wil in beheer wees. Hy het in opstand gekom teen God en hy is uitgewerp uit die hemel uit, omdat hy die wêreld wil regeer. En hy wil almal onder sy gesag hê. En daar is een manier waarop hy dit ten volle kan doen, en dit is met die rekenaar en met geld. En die rekenaar is besig om in te kom, en baie van die wat nou na my kyk, sal nie kan werk as jy nie 'n rekenaar het nie. As ek vat hoe maklik my werk gemaak word deur die rekenaar, as ek daar gaan sit en ek tik my boeke wat ek skryf, nuusbriewe wat ek skryf, alles wat ek gebruik met die rekenaar, en stuur dit met die e-posse en Facebook en alles wat daarmee saamgaan. Dis absoluut wonderlik. En ons is op pad na 'n kontantlose geldstelsel, maar, luister mooi, niemand kan sonder geld leef nie. Alles kos geld. En sonder geld kan ons nie leef nie, en as jy uitvind hoe om sonder geld te leef, ag asseblief skakel my, laat my ook weet, want ek het dit ook nodig. Goed, kom ons gaan aan. Ons kyk hier na hierdie skyfie, en ons sien daar sit 'n man voor 'n rekenaar, maar as ons mooi kyk, dan sien ons dat daardie man het gefossileer of hy's versteen. Maar die rekenaarskermpie lewe voor hom, en dit was 'n Time Magazine gewees, en hulle het dit genoem Machine of the Year. Nou, jy kry man van die jaar, vrou van die jaar, sportman van die jaar. Hulle sê the Machine of the Year, and the computer moves in. Die rekenaar is besig om in te kom, en dit was al in 1984. Dink 'n bietjie terug, 1984. Toe het ons nog nie eers letterlik rekenaars in Suid-Afrika gehad nie. Ek kan onthou dat ek vir my seun Rian 'n rekenaar gekoop het, maar dit was hier by omtrent 1998 langs. Toe begin ons die ou klein 486 rekenaartjies te kry in Suid-Afrika. Maar die rekenaar het in so 'n mate inbeweeg, dat alles vandag daarmee werk. Orals waar jy kom, jou sekuriteit werk daarmee, jou winkels werk daarmee, die banke, besighede, net waar jy gaan, werk jy met 'n rekenaar. En dit is so maklik, dit is so eenvoudig en so wonderlik, en dit verminder die tyd wat gebruik word om te skryf, dit verminder die tyd wat gebruik word om al die goeders op die kasregister of in 'n boek te sit. Alles gaan op die rekenaar, en is so maklik om dit weer in die hande te kry. So die rekenaar is nie 'n vloek nie, die rekenaar is eintlik 'n baie groot seën. Ek kan onthou jare gelede, toe ons met die televisie begin het in Suid-Afrika, was daar 'n verskriklike boei gewees.
en het hulle letterlik die televisiestelle gevloek in die pastore. Die een pastoor het gesê, jy kyk op in 'n rioolpyp en het ek agterna vir hom gesê, nie baie ver van nou af nie, sal jy ook een van daai rioolpype hê. Nou, jy weet, dat die rekenaar, die televisie, ja, daar kom lelike goed oor, maar daar kom ook soveel mooi goed oor. So dit hang net af hoe jy hom gebruik. Die rekenaar is 'n pragtige werkstuk wat ons kan gebruik, maar die rekenaar gaan uiteindelik ook dalk jou en my se ondergang beteken, in die sin dat ons word vasgevang in die sisteem van die anti-kris. Daar kan u sien, is 'n kruis in die vorm van die tolle van 'n rekenaar. En onder staan die mense en kyk almal op na hierdie kruis wat tussen hulle staan. En dis eintlik 'n spotprentjie, want die rekenaar vervang nou die kruis. En wat sê dit vir ons? Die rekenaar is dus die nuwe verlosser van die wêreld. Want onthou, vir ons beteken die kruis redding en verlossing. En nou is die rekenaar, hy is die verlosser van die wêreld. Ons is natuurlik op pad na die kontantlose stelsel, en hier kan jy die kaarte sien. Hulle sê die kaarte is op die tafel. Ons is op pad na 'n kontantlose stelsel, waar kontant heeltemal uit die sisteem uitgehaal gaan word. En ons gaan almal stadig maar seker oor na kaarte, en meeste mense begin kaarte in hulle beursies te dra, baie min geld. Daar kan jy sien hoe die kaarte lyk. Die twee boonste kaarte is jou gewone kaarte. Die onderste twee kaarte is die nuwe chipkaarte wat nou afgekom op die tafel gekom het die afgelope 2-3 jaar. En die kaarte is vinnig besig om die geld uit ons beursies uit te haal. En hier sê hulle vir ons, money's had its chips. Was verby met geld, die nuwe debietkaart, 'n betaalstelsel vir Jan en Alleman. En dan sê finance vir ons, they are playing card games. En ons weet, dit is kaarte. Dis 'n Woolies kaart, dis 'n Jet kaart, dis 'n Pep kaart, dis jou bankkaarte, dis net kaarte waar jy kyk. As jy hierdie kaart vat, kry jy vliegmyle. As jy daardie kaart vat, versamel jy punte. As jy hierdie kaart vat, kry jy afslag. En al wat jy moet doen is, swipe net jou kaart. Sit net jou kaart neer. Maar kaarte kan jou baie diep in die moeilikheid laat beland. Hier is Carol Coetzee van die huisgenoot. Sy het uitgegaan 8 uur die oggend, en van 8 uur tot 5 uur die middag het sy genoeg kaarte bymekaar gemaak om R45.000 skuld te maak. En sy sê, my handvol kaarte na skuldbult. Maar stadig maar seker is ons op pad na die kontantlose stelsel waar ons glad nie meer geld gaan gebruik nie. Dis amper mens kan nie dink dat dit so kan wees nie. Dis ondenkbaar. Maar hier sê hulle vir ons going cashless. Life's money transactions may soon be conducted with a single card. En dit is die smart card. 'n enkele kaart wat gebruik gaan word om mee te koop. Jy het nie meer 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaarte nodig nie. Hierdie berigie sê vir ons, Canada poised on the brink of cashless society. Canadians are ready to embrace the cashless society. Hulle is op pad na die kontantlose era, die kontantlose geldstelsel. Cashless society gets mixed reviews. France is leaping forward to a cashless future. Hulle is besig om kontantloos te gaan. En ons is op pad om ons geld, soos ons dit nou ken, te verloor. The cashless lifestyle catches on. The phrase, show me the money, is taking on a new meaning. By 2020, use of cash is likely to be a rarity. So, ons is besig om uit te loop op die kontantgeld. Ons gaan nou na 'n kontantlose stelsel toe. Wat is die smart kaart of die sogenaamde slim kaart? Nou daarvoor jy kan jy sien is Eerste Nasionale Bank se heel eerste slim kaart gewees. Dit was eintlik net 'n proefloopie in jaar 2000 met die chip op, nê, wat op die kaart geplaas word. Op die linkerkant is Eerste Nasionale Bank weer se smart kaart. Hy het ook sommer die smart op hom met die V-chip daarop. Onthou jou gewone kaarte het natuurlik agterop die streepie gehad, agter die magnetiese streepie met jou inligting, jou nommers daarop. Maar hierdie nuwe chip wat ingeplant word het baie meer. Linksonder kan jy sien dat ek 'n kaart oopgemaak en daar die vierkantige blokkie aan die regterkant is vergroot. Dan sien jy daar binnekant is 'n klein chippie en daai chippie is 0.75 mm by 0.75 mm
by 0.2 mm. Dis absolute klein dingetjie, baie kleiner as 'n kopspeld se kop. En dit word op die kaart gesit. Hulle noem dit die embedded. Hulle plaas hom binne in die kaart, binne in daardie vierkantige goue omhulsel, en dan is dit eintlik 'n mini rekenaar wat hulle dan daar gebruik. Jou kaart word dan letterlik soos 'n mini rekenaar in jou hart. En hulle sê smart card heralds the beginning of the end for purses and wallets. You can pay for your Sunday paper, pay for lunch and buy a new suit on the Never Never using just one plastic card. Ons gaan net een kaart gebruik. Jy het nie meer nodig om 3 en 5 en 10 en 12 kaarte in jou beursie te hê nie. Ek spot altyd en dan sê ek, daar was 'n stadium wat my vrou 32 kaarte gehad het. Nou, dank Vader, sy het hulle nie almal gebruik nie, maar sy het van haar kaarte gehou. Sy het so 'n string van hulle gehad. Gelukkig, toe steel hulle die beursie en al die kaarte daarmee heen, en sy moes toe nou betaal om haar kaarte te vervang. Nou het sy net 'n paar basiese kaarte wat sy op werk. Maar hulle sê vir ons, how we manage our money is in for a revolutionary change with the launch this week of a new smart card that takes us one step closer to a cashless society. En ons het gesê, ons is op pad na 'n kontantlose era, nee. Staat kyk diep na die finansiële toekoms. Slimkaarte en elektronika behoort die kontant in Afrika se beursies te vervang. Wat sê hulle? Kontant behoort in daaglikse transaksies grootliks vervang te word deur elektroniese krediete en elektroniese kontant in die vorm van slimkaarte. Satelliettegnologie moet oral in Afrika die gebruik van basiese finansiële dienste moontlik maak. Met ander woorde, ons gaan oor na die elektroniese en die kaartstelsel. En daar is baie van u wat nou na my kyk, wat alreeds ook op die elektroniese stelsel via die rekenaar werk. Vir jare al betaal ek nie meer rekenings by die poskantoor en by die munisipaliteit, en selfs gaan staan ek nie eens in die ry by die bank nie, want ek doen alles van my rekenaar af. Dis 'n elektroniese manier van geldoorplasing. Selfs as ek in besighede ingaan of op 'n plek kom waar ek iets wil koop en ek het nie 'n kaart aan my, of ek wil nie met my kaart koop nie, dan vra ek vir hulle, is julle op die internet? Sê hulle ja, dan sê ek, kan ek net gou ingaan. Gaan ek sommer daar in die kantoor op hulle internet of agter die toonbank, roep my rekening op, sit hulle rekeningnommer in, skep 'n rekening en ek plaas dit outomaties elektronies oor binne sekondes en hulle kan sommer dadelik sien die geld is klaar in hulle bank geplaas. So, ons is op pad na dit. Nou, as jy kontant in jou beursie het, is jy 'n vryman. Onthou, jy kan beweeg waar jy wil, niemand weet waar jy is nie, jy kan koop waar jy wil, en jy kan nie opgespoor word nie. Maar met 'n kaart kan onmiddellik, maak nie saak waar jy daardie kaart gebruik nie, onmiddellik weet hulle presies waar jy is, en as jy nou van die nuwe speurreekse op TV kyk, sal jy sien, dat dit is hoe hulle baie van die skelms alreeds gevang het, want die oomblik as hy sy kaart gebruik iewers, dan onmiddellik laat die bank, stel die bank die polisie in kennis en sê, daai kaart is nou op die oomblik gebruik, of hy is besig om gebruik te word, op die hoek van so en so straat, en partykeer vang hulle die dief, die oomblik as hy uitstap van daardie OTM af, of uit die bank uitstap, dan het hulle hom. So, ons is op pad na die kaarte en elektroniese stelsels toe. Links onder kan jy sien, was in die beeld gewees, bejaarde sal pensioen by Kitsbank trek. Botolesi stel die slimkaart bekend. Reeds in 2000 al het hulle begin om almal wat staatspensioen kry en wat geld van die staat af ontvang, wat dit ook al mag wees, om op die kaartstelsel te gaan. So, hulle trek hulle geld met hulle kaart. Op die oomblik is hulle vingerafdruk daar, daar's 'n foto op en alles wat daarmee saamgaan om hulle te identifiseer. Maar wanneer die chip opkom, dan is alles sommer klaar daar, en dan gaan jy ook waarskynlik by daardie tyd, as jy jou geld trek, 'n vingerafdruk moet gee of 'n oogscan of wat ook al die geval mag wees. Maar dit is daar. En nou sê die Amerikaners vir ons, no checks, no cash, no fuss. Want hulle gebruik die kaarte en elektroniese oorplasings. En almal in hierdie stadium, wil ek herhaal, al het jy dit nog nie nou op die oomblik nie, maar ek kom, orals waar ek kom, vind ek dat mense wat staatspensioen kry, hulle het reeds hierdie kaarte wat hulle so gebruik. So, dis in werking. Nou kyk nou hierdie oulike een. Kerkkollekte nou per kredietkaart.
Nou, in Amerika is dit nou reeds op die oomblik aan die gang, en stadig maar seker sien ek hier in Suid-Afrika, begin dit nou ook posvat. Nie soveel dat die mense hulle offerandes en tiendes betaal by wyse van 'n kredietkaart nie, maar hulle plaas dit elektronies oor in die kerk se bankrekening. Maar oor see kan jy nou jou kerkkollekte of jou kerkofferande of jou tiende gee met jou kaart. Daar kan jy op regterkant sien, dit is nou in Spanje, in 'n gemeente het hulle hom voor by die deur. En soos wat elke lidmaat inkom, vat hy sy kaart en hy trek hom daardeur en hy pons die bedrag in wat hy wil gee vir die kerk as 'n kollekte of sy tiende of wat dit ook al mag wees. So moenie verbaas wees as jy een oggend in jou gemeente instap en daar in die voorportaal sit iemand met 'n tafel en 'n kaartmasjien, en as jy dan inkom sê, my broeder, my suster, jy kan sommer jou offerande sommer hier by my gee, en jy betaal dit dadelik met jou kaart. Daar is 'n sekere gemeente in Amerika wat ons in was, wat die kaartmasjiene op die banke gehad het. So as jy inkom, voordat jy gaan sit op die bank, trek jy jou kaart daardeur, jy pons jou bedrag in wat jy wil gee vir jou kollekte, onmiddellik in die rekening van die kerk. So, dit gaan ook nog kom en dit gaan ook nog gebeur, nie baie ver van nou af nie, want ons is op pad daar naartoe. As ons kyk na die volgende ene, smart cards to contain biometric data, met ander woorde, gaan 'n nuwe kaart wees, wat gaan met jou vingerafdruk werk, of dit gaan met jou handpalm werk, daar's verskeie goed wat hulle kan gebruik. En ons dink byvoorbeeld nou aan die tolhekke, hier by en rondom Pretoria, daar waar ek bly, is 'n tolhek, nie ver van my huis af nie, so ons moet deur daardie tolhek beweeg. Maar in plaas daarvan om elke keer te betaal as ons deur die tolhek gaan, het ons nou wat ons noem 'n e-tag. Dit is so 'n vierkantige dingetjie wat jy op jou ruitskerm plaas, en as jy aankom, dan lees die kamera en die laserstraal jou nommer, en die hek maak vir jou oop. Ek stop glad nie, ek ry net deur en ek gaan aan. So, die goed is alreeds besig om te werk vandag in ons midde. En ons moet ons maar regmaak daarvoor. Ek was die ander dag in 'n bank gewees, en daar was 'n tannie daar, sy was seker so by die 83, en toe staan sy en sy gee haar boekie vir die dametjie agter die toonbank, en sy sê, my meisie Tannie wil bietjie geldjies trek. En sy sê, Tannie, ek kan Tannie nie help nie, die boekie werk nie meer nie. Tannie moet vir Tannie 'n kaart kry. En die ou Tannie raak nou so bietjie ongeduldig, en sy sê, maar my meisie, jy verstaan nie, Tannie gebruik al die jare die boekie, en ek het nog nooit probleme gehad nie. En sy sê, Tannie, ek is verskriklik jammer, ek kan nie vir Tannie geld gee vandag nie. Tannie moet die boekie vat na ons hoofkantoor toe, en daar moet Tannie dit gaan verander in 'n kaart. Sy sê, maar my poppie, jy verstaan nie mooi nie. Tannie is al 'n ou dame, ek is in die 80, en ek het al die jare met my boekie getrek. En ek wil nie 'n kaart hê nie, ek wil met my boekie werk. Naderhand tik ek die ou Tannie so op die skouer, en ek sê vir haar, dame, dit sal nie help om met haar te beklei nie, dis die nuwe bankreëls, jy sal moet gaan en gaan verander na 'n kaart toe. Maar meneer, ek wil nie 'n kaart hê nie. Ek sê, wel, hoe gaan jy jou geld uitkry? Ja, maar dit my geld. Ek sê, maar hoe gaan jy jou geld kry as jy nie 'n kaart het nie? So u sien, ons word gedruk en geforseer in 'n rigting. En ek het gesê 'n bietjie vroeër dat die Satan wil die wêreld regeer met die geld. Dis een van die dinge wat hy die wêreld mee regeer, en die rekenaar, en dit is so maklik. Nou hier sien u 'n ander skyfie, nuwe ID-kaart gou uitgereik. Dit is nou die een wat in Suid-Afrika uitgereik gaan word in die plek van ons ID-boekie. Dit gee aan elke Suid-Afrikaner 'n permanente nommer en toegang tot dienste soos geboorteregistrasies, kieserslys, pensioene, bankrekenings, mediese inligting, jou paspoort, bestuurslisensie, vuurwapenlisensie, toegang tot geboue, en alles word met daardie een enkele kaart gedoen met die chippie wat daarop ingeplaas is. So die goeders is reeds besig om te werk. Baie van julle gebruik dit by julle werke. Julle gaan in julle geboue in met 'n kaart. Jy weet, vroeër jare toe ek die goed begin preek het mense my nie geglo nie, en het mense my snaaks aangekyk, en party het gedink, daar's fout met my. En vandag is dit besig om te werk. Daar sê hulle vir ons smart card stores, electronic cash. En smart cards, hulle is besig om in te kom. Goodbye money, hello smart card. Ja, dis hier, dis besig om in te kom. Ons is almal besig om kaarte te dra, maar dit gaan nie net by kaarte bly nie, dit gaan later bietjie verder gaan as die kaarte. En links onder kan u sien, To Russia with Love, Suid-Afrika het Rusland gehelp om
meer kontantloos te gaan. Ja, Suid-Afrika. Van ons mense het gegaan, hulle daar gaan help om kontantloos te gaan. Nou hier is nou net 'n spotprentjie en as jy kyk daarna sê hy, kontant verdwyn straks van toneel as e-geld kom. Nou hier hands up by die ou en hy sê, jou slimkaart of jou lewe. Wel, dit sal miskien nie so ver gaan nie, maar ons is op pad soontoe. Hier sê Absa Bank vir ons, hard cash is history. The future is in smart money. Kan net vir u sê, kontant is op pad uit. The key to future trading is electronic payment systems en ons het dit nou reeds. Hierdie advertensie is nou al 'n paar jaar oud, maar ek gebruik dit om vir u te wys dat goed wat ons gesê het in die verlede is besig om letterlik so uit te kom. En soos wat hierdie program aangaan, sal u meer en meer daarvan sien. Hier is die Tempo tydskrif van Absa. Kontant is uit, kredietkaart is in. Nou ek sê altyd, waar 'n rookie is daar natuurlik 'n vuurtjie, nê? Nou goed, ons werk nog met kontant, ons werk met harde kontant, soos die ou mense gesê het, maar die AGS gemeente in België moes van 'n bank verander. Ek het nou al 'n paar keer gaan dienste hou daar, en toe ek die verlede jaar daar was, het die pastoor vir my gesê, dat hulle moes van bank verander het, omdat die bank wat hulle by gebank het, nie meer kontant neem nie, so hulle kan nie hulle Sondag kerkkollekte daar gaan bank nie. En hulle moes letterlik van 'n ander bank gebruik maak, wat nog kontant inneem. So, dit lyk asof die dae vir afslag vir harde kontant ook verby is. Hierdie skyfie sê, goodbye to cash. Without cash, convenience store holdups and most muggings would be things of the past. Hoe steel 'n ou van jou? As jy nie 'n beursie het nie. Wel, vandag steel hulle jou oorlosie en hulle steel jou selfoon en hulle skiet selfs mense dood net vir 'n selfoon. Maar die volgende stap wat ons gaan kry, hulle sê gevaarlike kontant. Dis die opskrif van hierdie artikel, gevaarlike kontant. En die volgende stap is waarskynlik afslag aan mense wat juis nie kontant betaal nie. En dit is so, as jy kom by 'n persoon en jy wil groot ding koop en jy sê, man, ek gee vir jou harde kontant, dan sê hy, meneer, plaas dit liewerster oor in my bankrekening of stuur dit elektronies oor, ek wil nie kontant hê nie, want kontant is gevaarlik. Ek koop in 'n winkel in Amerika en ek wil $7 betaal, 'n artikel $7, en ek haal die $7 uit en ek gee dit vir die man en hy sê vir my, I'm very sorry sir, we don't handle cash, have you got a card? Ek sê vir hom, yes, I've got a card, but I don't want to pay with my card for $7. I say, well sir, I don't want to get my head bashed in for $7. Dus hulle het dieselfde probleem as ons, dieselfde moeilikheid is daar. So, ons is op pad na 'n kontantlose stelsel toe. Hier sê Tempo vir ons, reeds in Februarie 2004 al, microchip cards are here. Die microchip kaarte, die mikroskyfie op is hier. En daar kan jy hom sien, microchip credit cards, en daar gee hulle vir jou 'n hele brosjure om vir jou te sê hoe dit gedoen word en wat gedoen word en wat jy moet weet van die kaarte en hoe jy hom moet gebruik. So ons is reeds ingelyf daarin. Ons weet wat besig is om aan die gang te word, aan die gang te kom. En ek wil vir u net sê, ons is op pad na 'n plek toe waar ons beheer gaan word met ons kaarte. Hier sê hulle, wat is op die kaarte? Ons betaal letterlik nou 1%, ek noem dit sommer 'n boete, 1% boete, op alle kontant wat ons trek by die bank. En alle kontant wat jy inbetaal by die bank. So mense wat besighede het, moet betaal om geld te kry, en jy moet betaal om geld in te sit, en dieselfde met die man op straat. Ons word almal onder dieselfde kam geskeer. So, stadig maar seker word die hou vas op ons vasgemaak, en hulle wil hê, ons moet gebruik maak van die OTM'e, en ons moet gebruik maak van elektroniese inbetalings. Nou hier is 'n skyfie wat vir ons sê, Visa International paints more scenarios for a cashless society. Hulle sê, if credit card giant Visa International has its way, Singaporeans would be using their credit cards instead of cash to make donations to charity collections by the roadside. Al wat dit beteken is, hierdie ouens wat met die bussie staan, wat bussie skit, geld neem vir die dierebeskermingsvereniging of vir een of ander welsynsorganisasie, hulle het nie meer 'n bussie wat hulle skit nie, hulle gebruik hulle kaart. So hulle het 'n kaartmasjien, en jy trek die kaart daardeur, en jy pons die bedrag in wat jy wil betaal, en dadelik is jou geld in hulle rekening in. So,
jy gebruik die kaart. Nou, hulle sê the use of credit cards could also be extended to pay traffic fines right on the spot when the traffic police pulls you down right beside the roadside. Met ander woorde, as die polisie jou vang langs die pad, in plaas om 'n dagvaarding uit te skryf, meneer, jou kredietkaart asseblief, en jy betaal sommer die boete daar langs die pad. Mense sê vir my, baie keer, ag nee man, dit werk nie so nie. Welkom Johannesburg en Pretoria toe, dan vind jy uit die goed werk. Hier het ons insetsel van Johannesburg Metro Verkeerspolisie, dagvaardings en lasbriewe op die plek. Kan met 'n krediet of debietkaart onmiddellik betaal word. Nou ja, daar's baie ons wat nie hulle boete betaal nie, daar's mense wat lasbriewe uit het teen hulle. So wanneer hierdie polisie jou stop langs die pad, het hulle 'n rekenaar en hulle kan dadelik sien of jy agterstallige boetekaartjies het, of hulle beboet jou onmiddellik omdat jy oor die spoed gegaan het, trek jou af en jy kan sommer dadelik jou boete daar betaal met jou kredietkaart, onmiddellik. Maar nou my vraag is, wat gaan gebeur as die kaarte verdwyn? En wat gebeur as ons kontantloos gaan? Dan sien ons, sê Visa International vir ons, in a presentation, Visa showed how technological advances are turning the world into a cashless and a cardless society. Nou sê ek, goed, wat gebeur as ons kontantloos gaan, cashless? Dan gaan ons op die kaarte. Maar wat gebeur as die kaarte weggevat word? Wat gaan dan die volgende wees? Wel, ek dink jy het al klaar geraai. The mark of the new world order. The cashless economic system of global enslavement is ready now. Die tegnologie is reeds vervolmaak en kan enige dag in werking gestel word. Alles is aan die gang. Alles is besig om in lyn te kom sodat ons uiteindelik by die merk van die dier moet uitkom. Nou hierdie artikel vra, will people be branded like cattle? Is this the mark? Is dit die merk? If you think computers are getting under your skin now, just read this. The credit card, with its weakness of being stolen, mislaid, used fraudulently, will be superseded by the virtually painless insertion of a CMOS microchip under the skin with a syringe. Daar het julle dit. Kontantloos, kaarte, kaartloos en uiteindelik die chip. En hierdie artikel sê vir ons, Big Brother is watching you. Maar nou onderlinks kan jy sien, sê hulle, Little brothers are watching you too. Regs, rekord Pretoria, blitsig op spoor, hondespoor met die mikroskyfie. Baie diere in Suid-Afrika word reeds gemerk met die mikroskyfie. Julle boere wat op die plase is, wat nou na my kyk, weet, daar's van jou stoediere wat jy met die mikroskyfies inspuit. Elke volstruis wat uit 'n dop uitkruip word 'n mikroskyfie ingeplaas. En stoediere word gemerk daarmee. Alles wat die diere wat die polisie gebruik is almal gemerk met die mikroskyfie en hulle moedig ons aan om ons diere daarmee te merk. En stadig maar seker word die wêreld gebreinspoel vir die merk van die dier. En hier kan u dit sien. Daai klein chippie wat op daai kaartjie is, kan 100.000 woorde van jou op hom sit, 100.000. Hulle gaan so ver om te sê, jy kan selfs 20.000 bladsye, geskrewe bladsye op hom sit. So ons word voorberei vir die merk van die dier. Hier sien ons dan 'n skyfie van hoe daardie lisensie gaan lyk, wat ons miskien gaan kry, want oorsee is dit al reeds besig om te werk, en hy sê, your license might say too much about you, want alles van jou gaan daarop ingeprogrammeer word. Selfs as jy 'n tronkrekord het, gaan dit daarop geplaas word. As jy ander oortredings het, gaan dit daarop geplaas word. Alles van jou gaan op jou mediese rekord, alles gaan daarop geplaas word, soos ons vroeër gesê het. Nou, hier staan hierdie ou by die oukie en hy sê, moenie bekommer nie, as ons eers al daardie ID-kaart reg het ons almal, ek bedoel, alles onder beheer. Maar dis presies wat die Antichrist wil doen, hy wil ons onder sy beheer kry. En hier kan jy sien, the mark of the beast, die merk is gereed.
Hy hoef nie nog gemaak te word of uitgevind te word nie, hy is alreeds reg. Op hierdie skyfie kan jy sien links bo en langsom, Army Electronic Dog Tags, met ander woorde, in plaas daarvan dat hulle die goed om hulle nekke gaan dra, gaan dit onder hulle vel ingespuit word, en dit word alreeds gedoen in Amerika. Op die regterkant kan jy sien hoe so 'n skyfie lyk op die punt van die vinger van 'n mens, maar ek wil amper sê hy is nou nog kleiner, hy is so groot soos 'n ryskorreltjie. En heel onder kan jy sien die muur wat loop met daardie chippie in sy knypertjies, en ek kan julle definitief verseker, dis nie een van daai groot Amazone mure nie, hierdie is 'n swart huismuurtjie wat loop met dit in sy mond. Profeseë word nou bewaarheid na 2000 jaar, daar kan jy sien, jy sit jou hand onder die aftaster in, en jou hand binne in die aftaster in, en hy word op jou hand ingeplant, en orals is dit stadig, maar seker besig om in te kom, en uiteindelik gaan die chip binne in jou hand en in jou voorkop wees, waarskynlik hier agter jou wenkbrau. So ons word voorberei, ons word gebreinspoel daarvoor, ons word reg gekry daar. Hierdie artikel sê merkteken van die dier het die wêreld op hol, gerigte oor die skyf onder die vel. Wel, dis nie nou net meer gerigte nie, dis 'n werklikheid. Dis besig om te gebeur. Die kleinste kinderoppasser nog. Studentkaarte met 'n slim rekenaarskyfie. Wat hulle doen in Amerika en Japan en ander plekke is hulle besig om studente kaarte te gee. As hulle inkom in die môre by die hek, dan moet die kaart ingedruk word, of hy moet deurgetrek word, geswipe word, en dan 5 minute na die skool begin het, dan kry die prinsipaal 'n uitdruk op sy rekenaar van al die kinders wat nie in die skool is nie. En onmiddellik word die ouers met 'n SMS-stelsel in kennis gestel op hulle selfone dat jou kind is nie in die skool nie. Selfs tussen die klasse, as hulle klasse wissel, by elke klas wat hulle ingaan, moet hulle daardie kaart van hulle deur die masjienkie trek, en weer 5 minute na die klasse begin het, onmiddellik is daar in die prinsipaal se kantoor 'n uitdruk wat sê so en so is nie in die wiskunde klas nie, en so is nie nou in die geskiedenesklas nie. Hy is nie skool, maar hy is nie in sy klas nie. En dan word die sekuriteit geroep en gesê, gaan soek hulle. En dan kry hulle die jong mense waar hulle hier sit en rook agter die badkamers of binne in die badkamers, en so, jy kan nie meer ontvlug nie, hulle pas vir jou op. Nou in Amerika kan jy vir jou kind so 'n chip laat inplant, dit kos jou $200, en dan betaal jy $9.95 'n maand, en dan net soos die kaarttrekker, dis as gevolg van die feit dat so baie kinders gesteel word, baie kinders ontvoer word dit in die kind ingeplaas, sodat jy 24 uur per dag kan weet presies waar jou kind nou is. En hier kan ons sien, our bodies, our passwords, jou liggaam word nou jou identifikasie dokument, want dit is so maklik, as jy kyk op regs, die punt van kontak is die vingerafdruk wat geneem word, en ons sien dit oral by sekuriteitsplekke, gebruik hulle nou die vingerafdrukke. Jy kan nie inkom as jy nie jou vingerafdruk daar het nie. Die ander ene is die facial scanning, die gesigsherkenning. Hulle lees jou gesig, kyk na jou gesig. Ander ene is jou handtekening. Jy moet jou handtekening gee en elektronies verifieer hulle of dit jou handtekening is. Oorsee het ek dit nou baie gesien. As jy byvoorbeeld by 'n winkel koop, dan hoef jy nie te teken op 'n strokie nie. Hulle gee vir jou so 'n tablet wat jy opteken, en dan teken jy jou handtekening daarop, en dan keer hy onmiddellik daardie transaksie van jou goed. Nou ja, die ander ene is natuurlik praat met die hand, as jy moet jou hand skandeer, en dan is daar natuurlik ook die retina skandering, wanneer hulle jou oog skandeer. Dit sien ons nou baie in van die nuwe flieks wat uitgekom het, en van die speurreekse wat ons oor TV sien, hoe dat hulle dit gebruik alreeds. Dan is daar ook natuurlik jou stemskandering. Jy praat en hulle vat jou stem en hulle gebruik dit, as jy sal onthou die prent Home Alone van die seentjie wat sy pa se stem nagemaak het, en al hierdie goed is alreeds in werking. Wat ek vir u wil sê is, die goed werk vandag. Hier sê Microsoft, a frightening future brought to you by Microsoft. Daar kan jy sien, die lasertjie skyn in die oog in, en hy lees die retina van die oog, want elke mens, net soos jou vingerafdruk van mekaar verskil, so verskil die oë van mekaar, en jou liggaam, nie eens is dieselfde nie. Amerikaners sê the chip and nothing but the chip,
American passports to get chipped. The reason we are doing this is that it simply makes passports more secure. Nou ja, ek gaan redelik baie oor see en oral waar ons nou gaan, neem hulle 'n foto van jou gesig en jy moet jou al by jou hande of een van jou hande, al jou vingers word daar dan van vingerafdrukke geneem. Veral as jy Europa toe gaan ook, hulle neem al jou vingerafdrukke. Amerika doen dieselfde. Now, European Union aiming for biometric passport by end of 2005. Hy is reeds in werking. Ek was nou in verlede jaar November weer in Europa. Dit werk nou al reeds. Jy neem die foto van jou gesig en jy moet jou vingers op die plaat sit en dan neem hy jou vingerafdrukke en hy maak seker dat die paspoort wat jy het die regte paspoort is. Hier is ook maar net weer ene van hoe dat dit in die hand geplaas word. Daar sien jy 'n seentjie met 'n streepieskode op sy voorkop. Ek dink nie dis hoe dit gaan lyk nie, maar ons weet nog nie. Dit is maar net dat die woord van God sê hy word op die voorkop geplaas. En dan hier is ene sien u 'n gesig in die ruimte met chips with everything. Binne in daardie ding is 'n chippie. Nou die chippie is maar so klein soos 'n ryskorreltjie. En dis nie meer Big Brother is watching you nie. Big Brother is now in you. So met ander woorde, hy is nou binne in jou in. Kyk maar na hierdie artikels, insig, die toekoms is hier. Die man met die merk voor sy kop, die ander een sit, die merk van die dier is hier. Hy sit voor sy rekenaar en hy is gemerk voor sy kop. Die FDA approves computer chip for humans. Devices could help doctors with stored medical information. Daar kan jy sien hoe klein is daardie chippie teen 1 sent stuk. Baie klein soos 'n ryskorreltjie wat ingeplant word in jou. En hierdie 3 mense wat jy hier sien, is die Jacobs family daar van Florida. Hulle was die eerste gesinnetjie, die hele gesin, wat met daardie chip ingeplant is. Dit was in September 22, 2002. Ek was op daai stadium in Amerika by my dogter gewees. En toe kry ek die artikel daar. Het hulle microchip in hulle gesit, want hulle is almal vrylike bloeiers, hulle het allergieë en verskillende ander siektes. So die oomblik as hulle in 'n hospitaal kom en die dokters die scanner op hulle sit, dan weet hulle hele mediese geskiedenis. So met ander woorde, die hospitale het reeds die nodige scanners of aftasters. En u weet, as jy na 'n hospitaal toe gaan, dan het hulle daai scanner en hulle sit jou op daai ding. En al die goed wat oor jou handel word op 'n stukkie papier geplaas met 'n streepieskode op. En in die saal het die susters weer die aftaster daar. So mense, die goed is nie stories wat ons nou vertel nie, dit werk. Hier sê hulle vir ons die University of Reading, Department of Cybernetics, United Kingdom, Wednesday 26 August 1998. Kyk 'n bietjie hoe lank terug is dit al. Mr. Cyborg, half husband, half machine. Professor Kevin Warwick has become the first person to have a silicon chip implanted in his body. Nou ja, daar is Professor Warwick and he proudly controls entire building with chip in hand. Hy maak die deure oop, die computers werk daarmee, sy hele omgewing, die ligte, alles werk deur daardie chip wat in hom ingeplant is. Hy sê as hy instap by die studente en daar's rekenaars aan en hy swaai net sy hand so, dan sê die rekenaars vir hom, "Good morning, Professor Warwick." Hy sê, "It's a bit scary." Nou ja, Dr. Warwick se chip maak die deure oop, hy praat met sy rekenaar, spoor hom op in die gebou waar hy ook al is, skakel ligte aan en af soos hy in en uit gaan. Hy hanteer die hele plek met die chippie wat in sy hand geplaas word. Hier is 'n baie ander interessante ene. Technology gets under clubber skin. Hierdie mense wat na die klub toe gaan, who wants to join the club, join the scheme at Baja Beach Club in Barcelona and pays €125 for the very chip about the size of a grain of rice to be implanted in their body. Daar kan jy sien, daar sit 'n verpleer of 'n dokter spuit die chippie onder sy vel in. So as hy by die klub kom, hoef hy nie in 'n tou te staan nie, hoef geen identifikasie te gee nie. Hy stap net deur en hulle skandeer daardie chip en hy stap by die klub in. Hier's 'n ander ene, Mexican Attorney General personally goes high-tech for security. Dit is nou Mexico, 160 people in his office, they have been implanted with the microchips that get them access to secure areas of their headquarters. Chips implanted in Mexico's Attorney General Carlos Almirano and his employees allow
access to secure areas. So hy en 160 van sy mense het almal 'n chip ontvang om in en in uit te gaan in sekere areas wat net secure is, sekuriteit, nee. Die goed is besig om te gebeur voor ons oë. Hier sê hulle vir ons United Kingdom to begin microchipping prisoners. The British government is developing a plan to track current and former prisoners by means of microchips implanted under the skin. In Amerika werk dit al reeds vir 'n paar jaar. Van daardie langtermyn gevangenes wat daar is, het klaar die chip in, dit maak vir hom sekere deure oop, dit laat hom toe in die biblioteek byvoorbeeld, dit gee vir hom sekere kosse wat hy kan kry, alles werk deur daardie chip wat hulle dan in sy liggaam programmeer. Nou hier is 'n baie interessante een, Dr. Warwick glo, dat telepatie via die rekenaar en mikroskyfies binnekort 'n werklikheid kan wees. Kommunikasie met die internet deur 'n rekenaar en die chip deur middel van telepatie ook moontlik. En nou weet ek reis baie mense se hare en hulle wys rooi ligte en so aan. Maar kom ek net vir u sê, dis die tegnologie. Hulle is besig met hierdie goed. Kyk hierna. Mind reading machine exposes lying. Ander interessante een. Reading your mind. Masjiene wat hulle besig is om te maak. Hier is 'n 40-ton MRI in Chicago. Hy tracks your thoughts. Hy is besig om jou gedagtepatrone na te gaan. En hierdie een sê brain scan that can read people's intentions. Met ander woorde, wat jy dink, kan hulle nou al lees. World Focus sê vir ons brain cells fused with computer chips. En dit het ons nou al gesien in baie van die sci-fi flicks wat ons sien. Hoe dat hulle chips inplant op mense, en ons het dit jare gelede gehad in die man van staal, nee. Hy het 'n oog gehad wat deur die komputer gewerk het, en sy een arm, en sy een been, ensovoorts. En sy oor was alles deur masjien gewerk. So, die goeders bestaan alreeds. Hier is 'n ander een wat sê, computers that read your mind. So wat sê ons? There is no place to hide. Jy kan nie meer wegkom nie. Onthou, as jy so 'n chipie in jou het, vandag werk ons met die maste wat oor sekere afstande geplaas kan word, soos u daar sien, maar ons gaan nou na die satelliettegnologie toe. En daar satelliete wat om die aarde draai, en as 3 satelliete jou sien, kan hulle jou presies pinpoint net waar jy is op die wêreld. Ons weet dit met ons karre, ons sien dit met ons karre en voertuie en so aan, dis ingebou daar. Hier sê hulle vir ons, spy in the sky is already on the way into your own pocket. Users of cell phone social network sites such as Facebook will soon be sharing their exact whereabouts with their friends in real time with technology that uses a cell phone as a tracking device. So met ander woorde, jy kan, as jy iemand skakel, kan jy op jou selfoon op 'n kaart sien waar daardie persoon enige plek in die wêreld is. En broers, nou moet julle pas op. Moenie vir jou vrou sê jy werk woensdagmiddag laat of oortyd by die werk nie, en bel haar en sê, skattie, ag man, hoor hierso, ek gaan net so 'n bietjie laat wees, ek is baie hard besig om te werk hier, en dan kyk sy so op haar selfoon, en dan sien sy, jy staan by die 9de puitjie van die golfbaan, besop hoor, dit kan daarvoor ook gebruik word. Ek sê, you can run, but you can never hide. Die goed is besig om te gebeur, rondom ons mense, die geldstelsel van die antichrist word voorberei. Hierso, mobile commerce, pay using your cell phone, fact or fiction. Hulle is besig om die selfoon nou te gebruik om rekenings te betaal, en baie van julle het dit al reeds in julle eie selfone in. Hulle sê, ditch the plastic, pay with your phone. Met ander woorde, gooi die kaart weg, betaal met jou phone, cash, credit or iPhone. Here are a few of the growing number of ways your smartphone can replace your wallet. So wat gebeur? Die foon word nou jou manier van betaling. Hulle sê vir ons, now pay with a cell phone. Paying with Paymo is as easy as 1, 2, 3. En mense, dit kom nie nog nie, dis reeds hierso, ons het dit al reeds. En daar kan julle sien, hoe lyk die chippie? Hy lê op 'n man se vinger, so groot soos 'n korreltjie rys. Die chip is nog nie die merk van die dier nie, dis net die tegnologie, dis die voorloper. Asseblief, die chip is nie die merk van die dier nie, dis die sagmaker of die breinspoeler. Die finale merk is die keuse tussen Jesus en die merk van die dier. So moenie nou op hol gaan nie. Dis nog nie die merk nie, dis nog net die tegnologie. Hy is die merk van die dier, en die Bybel is besig om voor ons oë in vervulling te gaan. God se woord het dit vir ons gesê.
En wat sê hy vir ons? Openbaring 14:9-11. As iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof ontvang of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God. En hy sal gepynig word met vuur en swavel, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Daar's net een manier om te ontsnap. Luister nou vir my. Skik jou om jou God te ontmoet en saam met Jesus te gaan met die wegraping. En as jy nie die wegraping glo nie, God bless you. Bly agter, geniet die verdrukking. Ek glo die Here kom ons haal van hierdie aarde af en jy moet kies. Kies Jesus nou of word verslaaf deur die anti-kris. Word verslaaf deur die merk van die dier. Vriende, Jesus kom spoedig weer en ek wil sê hou jou oë op die wolke. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Lukas 21:28. Die Here sê, as die goed gebeur, kyk op, jou verlossing is naby. Prys die Here. En my vraag is, het jy al Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker en Heer? Het jy al 'n besluit vir hom geneem? Vriend, jy wat nou na my kyk, broer, suster, Jesus het die volle prys betaal. Die ewige lewe is verniet. Asseblief, gryp dit nou aan. Gryp dit aan, die keuse is joune. En kies reg. Kies vir Jesus, maak 'n besluit vir hom. As jy die Here nie dien in gees en in waarheid nie, maak nou reg. Hierdie goed maak my nie bang nie. Dit maak my eintlik opgewonde. Want dit sê vir my, Jesus kom spoedig terug. In die regte tyd, as jy nog nie gekies het nie, is nou. Kies Jesus. Amen. As jy dan 'n besluit wil neem, en jy wil Jesus toelaat in jou lewe, en jy wil nou die keuse maak, bid asseblief hierdie gebed nou saam met my, wat oor die skerm rol. Vader, ek kom na U, in die naam van Jesus, en bely, dat ek gesondig het. Vergewe my en reinig my, deur die bloed van Jesus, was my bitter dan die sneeu. Ek aanvaar Jesus as my saligmaker en redder. Ek is nou U kind, hou my vas, totdat U my kom haal. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Baie geluk. U het U keuse gemaak vir Jesus. Lees jou Bybel, gaan kerk toe, kry 'n kerk waar jy gelukkig is, en dien die Here. Baie dankie. Amen. Lewende Waters bied aan u 'n boek wat geskryf is deur my seun Rian. Hy is ook al 20 jaar op die bediening. En die boekie se naam is Handleiding vir kinderopvoeding. Nou, hy het groot geword in 'n pastorie en sy pa, dis nou ek, het hom nie opgevoed nie, ek het hom opgevoeder. En hy het besluit om 'n boekie te skryf oor die opvoeding, of laat ek sê die regte opvoeding van 'n kind. En hierdie boekie sal jou geweldig help met jou eie kinders, van babietjie af tot by tiener. Kry dit gerus by die nommer op die skerm en dit sal vir jou 'n groot aanwinst wees vir jou of jou kinders of jou kleinkinders. Lewende Waters bied aan u 'n boek wat ek geskryf het oor waar gaan ek heen as ek sterf? En in hierdie boekie behandel ek alles wat nodig is om vir jou te weet wat gebeur na die dood. Die hemel, die hel, die graf, die onderwêreld, waar die gevalle engele is. Alles word in hierdie boekie verduidelik, as ook kan ons met die mense aan die ander kant praat. Kry dit gerus. Bel die nommer op die skerm. Baie dankie. Saam met Dr. Monty en Marie Elof vir die Gospel Gala Tour vanaf donderdag 27 September tot Saterdag 5 Oktober 2012. Angus Buchan, Dr. Isaac Burger en Dr. Johan Smit, asook verskeie bekende sangers, onder andere Jan de Wet, Hessel van der Walt,
Wian Vos, Louis Brits, Stas, Rihanna Nel en ander gaan optree by hierdie geleentheid. Hulle gaan ons 3 aande bedien met lieflike sang en gesalfde boodskappe. Dr. Burger en die sangers gaan ons bedien in die aand op die see van Galilea in ons bootjies. En dit gaan 'n onvergeetlike ondervinding wees. Verder word die toer aangebied met al die ander besienswaardighede, as ook die doopdiens in die Jordaan, dryf op die dooie see, Heilige Gees invulling in die oppersaal, genesingsdiens op die Gabata, Golgotha en nagmaal by die tuingraf. U mag dit nie misloop nie. Skakel sommer nou die nommer op die skerm en maak jou bespreking nou. Jou Bybel sal nooit weer dieselfde vir jou wees nie. Ek wil graag my heel nuwe boekie aan u voorstel en dit is naamlik Is wonderwerke nog vir vandag. En in hierdie boekie ondersoek ek onder andere God het homself openbaar as die wonderwerkende God aan die nasies en is hy nog steeds dieselfde vandag. Met ander woorde, doen God nog wonderwerke in die kerk. Ron Aug sê ons glo steeds aan die bonatuurlike manifestasies en krag van God, maar ons sien dit selde in eredienste gebeur. Wel, in die boekie ondersoek ek dit alles en ons vra die vraag in hierdie postmoderne era, moet ons 'n nuwe ondervinding smaak van die krag en die leiding van die Heilige Gees in ons dienste, deur die demonstrasie en aanwending van die gawes van die Heilige Gees. God is nog dieselfde, hy werk nog steeds deur die Heilige Gees, en as ons hom sou toelaat om te werk in ons dienste, sal ons weer die wonderwerkende krag van God aanskou. Jy kan hom bestel van die nommer wat verskyn op die skerm, skakel my gerus. Baie dankie.